Ek glo dit nie. Hoe kon jy my swaard gebruik as deel van jou kombuisgereedskap? My pa gaan my nek omdraai, jy moet nie van te hoor om my Ek moet sê, dit lyk nie vir my of meneer dit ooit weer kan gebruik nie. Daarom het ek toe maar besluit om dit te gebruik. Miskien moet jy liewer eers hierna kyk. Ek betaal hiervoor. Ja, meneer. Is u baie seker dis die regte bedrag? Ek het nie soveel by my nie. Die rekening sluit als 'n meneer. Die bedrag is vir 'n skoon kamer, 'n ordentlike bord kos en ook al die items wat jy beskadig het. Ek is jammer meneer, maar ek sal u nie kan betaal nie want ek het nie 'n enkele sent by my nie. In daai geval moet ek ongelukkig jou perd hou totdat jy my kan betaal. Asseblief, my perd is al wat ek oor het. Ek wil nie jou perd wegvat nie. Ek wil dit net hou as waarborg totdat jy kan bekostig om jou rekening hier te betaal, meneer. Dis al. Ek is jammer, Roftie, maar jy sal 'n rukkie hier moet bly totdat ek jou weer kan kom haal en ek gaan jou mis. Tot ziens, my vriend. Ek vorder nie, jy's baie goed nie. Parys is baie verder as wat ek gedink het. Hey, kyk waar jy ry! Ek is nou sopnat gespan. Waarheen dink jy, gaan jy miskien stop onmiddellik jou koets? Is jy nou blind? Het niemand jou geleer om te kyk waar jy ry nie? Dalk moet jy liewes kyk waar jy loop. Staan jy aan kant toe anders as jy so praat soos 'n pannenkoek. Wat dreig jy my dalk? Sê jy simmer of ek slag jou lewendig af. Wat's 'n daai? Noem jy dit 'n swaard? Ek het vergeet. Sal julle nou ophou stry? Natuurlik. Wie is dit? Ek voel soos 'n idioot. Sal julle asseblief ophou beklei? Ek vra om verskoning namens my koetsier. Jy hoef nie, dis alles my skuld. Kyk hoe lyk jy. Staan stil. Moenie moeite doen, jy is regtig nie so erg nie. Dis geen moeite nie, meneer. Ek dink daarop aan. Kyk net hoeveel modder het die koets jou gespoel. Nee, asseblief, ek maak hier niks nie. Dan drink daarop aan dat ek jou ten minste vergoed vir al jou omgerief. Ek is jammer maar ek gaan nie toelaat dat jy my betaal nie. Jy verstaan verkeerd. Ek sou baie bly wees as daar enigiets is waarmee ek jou dalk kan help. Wel, daar is eintlik iets. Kan jy my wys op watter rigting lê Parys? Ek het so effens verdwaal. Maar dit is nogal so snaaks. Jy is alreeds in die buitewyke van Parys, jong man. Wat? Is ek in Parys? Regtig? Kyk 'n bietjie om. Ek glo dit nie. Die eerste ding wat ek moet doen is om vir my 'n goeie swaard te kry. Aha. Is daar iets waarmee ek kan help? Ja, ek stel belang in 'n swaard. Kom gerus in en kom kyk, maar hulle is redelik duur, meneer. Mens sien, baie dankie. Bracamia het sy eerste nag in Parys deurgebring sonder 'n enkele sent op sy naam, terwyl hy sy bes probeer het om sy pa se kosbare geskenk weer reg te maak. Hey, wat dink jy doen jy daar? Ek probeer net om hierdie swaard reg te maak, meneer. Ek loop nou eers. Wag eers. Jy is nie van hierdie gewees nie. Wanneer het jy in Parys aangekom, seun? Vandag. Ek bly eintlik in Bejarn. Is dit so? Het jy daarom genoeg geld by jou? En waar bly jy? Nergens nie, meneer. Dit klink nie van my reg nie. Jy het nie eers 'n adres nie. Kom hier. Nee, Wag eers. Ek moet jou arresteer. Staan so. In naam van die koninklike hof. Alle vreemdelinge wat agterdogtiglik moet gearresteer word. Kom terug. Waarheen gaan jy? Hey, oppas, kyk wat jy doen. Jy daar. Ek band nie gewoonlik met my klere aan nie. Gooiste. Ek is jammer, ek het nie geweet jy's daar nie. Nou, dis alweer daai mooi enetjie. Hallo. Dis so waar jy. Jy het jou mooi sakdoekie in die pad laat val en toe Jy's sopnat en dis alles my skuld. Ek is regtig baie jammer, meneer. dankie, as jy nie omgee nie, gaan ek nou eers 'n bietjie flou word. Hy het flou geword. Hy's seker baie honger. Ek sal moet gaan help.
Ek is lief vir jou. Meneer, is tyd om op te staan. Nou nie skatlam wat van nog ou vriendjie. Môre. Wie's jy? Wat het jy aan jouself gedoen? Jy was baie mooier geweest. Ek is baie bly as jy so dink. Ek is Juliet se oom. My naam is Bonansieur. Jy kan maar gerus nog 'n bietjie slaap, dan bring ek later vir jou ontbyt. Ai, waar is ons? Weet jy werklik nie waar ons is nie? Ek is vergeet. Maar natuurlik is Parys. Juliet het my gevra om vir jou te sorg, want sy het 'n afspraak by die paleis. By die paleis sê jy? Ja, my niggie werk in die paleis. Sy is haar majesteit se persoonlike kamermeis. Aha, nou verstaan ek hoekom sy so 'n verfynde en hoffelijke dame is. Wat is dit gaan nou aan? Kom aan, ons kan dit nie misloop nie. Maar of as jy iets oorkom? Nog nooit nie uitbarstings van hierdie aard verskaf my groot plesier. Kom aan, dan gewys ek jou wat daar onder aan die gang is. Dit pla my nie wat aan die gang is nie. Ai, ek kan mos nie so iets sê nie. Aan hierdie pad uit. Jy wat sinnig in die wind. Die kardinaal se wagte weet hoe om 'n swaard te hanteer. Die musketiers en die kardinaal se wagte kom glad nie oor die weg nie. My drinkgewoontes het niks met julle uit te waan nie en ek wil julle nie seermaak nie. Wat het jy gesê? Jy is 'n lafaard. Ek daag jou uit tot 'n tweegeveg. Stadig nou, anders het jy net nou slegte spys verteer. En niemand wat sy lewe liefhet sal dit waag om so met Athos te praat. Moenie 'n woord glo wat hy sê nie. Hy is die gevaarlikste van die 3 musketiers. Kom dit nou. Waarom bære jy nie liewer die ou messie voordat iemand seer kry nie? Jy kan daarvan vergeet. Jy's werklik baie dom. Ja, goed. Waar sal ons begin? Wat van zoiets? Verraaier. Hy wag het nooit 'n kans gehad nie. Wat so stadig nou? Kom, die kom hy! Die wet! Daai pabroeke is 'n verleentheid van my, weet jy meer. Ek wil hulle nooit weer voor my oë sien nie, raak van hulle ontslaan. Natuurlijk, U Eminensie, ek doen dit onmiddellik. Dit skeel my min as hulle met Treville se musketiers wil beklei, maar elke keer wat hulle verloor, word ek bespotlik gemaak. Mense lag vir my en nie vir hulle nie. Hoor jy my, Widimer? Ja, Verstaan jy hoekom jy van die musketiers ontslaan moet raak? ek sou sê dat as die musketiers uit die pad uit is, sal sy majesteit die koning U wagte in sy diens stel. Is dit korrek, U Eminensie? Dis korrek, ja. En as sy majesteit hulle eerlikheid betwyfel en die volk hulle haat, is dit hulle einde. Dit klink goed, maar hoe gaan jy dit uitvoer? Dis maklik, U Eminensie. Ek sal iemand kry om die regte bedrag. Ek het nog nooit so 'n groot en sterk man gesien wat so goed kan beklei nie. En jy het hom nog nie eens 'n swaard sien hanteer nie. Net sy 2 beste vriende kan dit waag om met hom te kompeteer. Almal in Parys weet wie hulle is. Hulle is bekend as die 3 musketiers, maar hulle name is Porthos, Athos en Aramis. Ja. Verskoon my, meneer. Maar asseblief, kyk waar jy loop. Wat doen jy? Verskoon my, meneer. Daai ou was Porthos, die musketier. Wat? Jy het 'n baie groot fout gemaak. So wat nou? Ons wil hulle maar net 'n bietjie skrik maak. Maar toe gaan julle 'n bietjie te ver en toe ruk dit hand uit, nie waar nie? Julle onverantwoordelikheid plaas ons in 'n baie groot verleentheid. Ek verbied julle om weer met die kardinaal se wagte slags te raak.
Nou, ek wil nou nie met die argumenteer, my heer, maar dit was hulle wat die geveg begin het, was nie ons nie. Wel, as hulle die geveg begin het, verander dit die saak. Dis my opdrag dat julle julleself moet verdedig in enige situasie. Die musketiers moet reg laat geskied en altyd hulle eer beskerm. Reg so? Ja, u is reg. Natuurlik, my heer. My heer, ek dink ons het 'n probleem. Het ek jou nie uitdruklik gevra om my onder geen omstandighede te steun nie? Ja. Brakkanjan word nie so maklik oorlê nie. Dis 'n jong oukie. Al is hy nou nie een van ons nie, dink ek ons moet dalk iets doen. Ek dink ons moet dit met die kaptein gaan bespreek en hoor wat hy te sê het. Kom. Wie het die geveg begin? En wie is daai jongman wat Stoksiel alleen kan sien vir die wagte? Maar ek het regtig geen benul nie, maar ek het hom op 'n stadium hoor skree. Niemand gaan vir Brakkanjan uit oorlê nie. Brakkanjan? En hy sien zwaar kans vir Wiedemer se wagte. Ja, nee, daai mannetjie weet hoe om 'n swaard te hanteer, dis verseker. Ja, hy is beslis een van die bestes. Miskien moet ons vir Brakkanjan vra of hy nie ook 'n musketier wil word nie. Goeie idee, gaan haal hom. Hy sal nie spyt wees hieroor nie. Dis beter as daai idioot. Ek sal hom wys. Waarheen is jy op pad, meneer Wiedemer? Ek het jou 'n vraag gevra, meneer. Sorg dat jy pad gee, Atos. Jy het niks hier te doen nie. Daai ouetjie is tog nie een van julle nie, is hy? Nog nie, maar hy sal binnekort wees. Hy wil ook 'n musketier word en ons drie voel dit is miskien 'n baie goeie idee. Wel toevallig gee ek nie 'n duit om wat julle drie van hom dink nie. Sover as Brakkanjan nog nie 'n musketier nie. Hy het die wet oortree deur sy swaard te gebruik. Luister, ek stem glad nie saam nie. Verskoon my asseblief. Mag ek jou wapen vir 'n oomblik leen? Kyk gerus goed hierna, meneer Wiedemer. Nou maar goed. Ek veronderstel dit is die wapen waarvan jy praat, Wiedemer. As jy mooi kyk, sal jy besef die swaard is nooit eers verwyder uit sy skede nie. Hoe kan jy hier staan en my in die gesig vat? Jy's 'n groot verleentheid vir my. Veral as jy die koninklike wag se naam so beswadder, Wiedemer. En dan is jy nog die leier. Ek vra om verskoning, U Eminence. Ek gee my woord dit sal nooit weer gebeur. Ek is siek